29 Junie. Ons kies die beste in die lewe. Josef het die beste in die lewe gekies, Simson nie. Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai, maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. Galasiërs 6 vers 8. Min versoekings is vir jong manne gevaarliker of dodeliker as die versoeking tot wel is. En daar is geen ander waaraan mens kan toegee wat vir liggaam en siel tot tyd en ewigheid so verderflik is nie. Die geluk van sy hele toekoms hang van die besluit van een oomblik af. Ewe bedaard, vra Josef die hemel om hulp, trek sy losboekleed uit en laat dit in die hande van sy verlokster bly. In sy oog brand die lig van vasberadenheid, liewer as van onheilige wellus. En hy roep uit, hoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen en sondig teen God? Die oorwinning is behaal, hy vlug van die bekoorster, hy is gered. Toe Simson in die gevaar was, het hy dieselfde kragbron as Josef gehad. Hy kon na willekeur reg of verkeerd kies. Maar pleks dat hy die krag van God aangegryp het, het hy aan die wilde drange van sy natuur vrye teels gegee. Die redeneers vermoë was verwonge, die sedes verdorwe. God het Simson tot groot verantwoordelikheid, eer en bruikbaarheid geroep. Maar hy moes leer regeer, deur eers te leer om die wette van God te gehoorsaam. Onder die versoekings wat hy op homself gebring het, het Simson aan die drifte vrye teels gegee. Hy het ontdek dat die pad waarop hy hom begeef het, rampspoedig in skande en die dood eindig. Wat 'n teestelling met die geskiedenis van Josef. Te midde van die strikke waaraan almal blootgestel word, moet hulle sterk, betroubare skanser hê waarop hulle kan reken. Die skild van genade kan almal onoorwonne teen die versoekinge van die vyand beskerm, al word hulle deur die verleidendste invloed omring. As hulle beginsel vasbly en hulle vertroue in God nie soog nie, sal hulle deeg en die edelheid van hulle karakters uitblink. En al word hulle deur sonde omring, kan hulle deeg en eerbaarheid ongeskonde bly.